Goeiedag, dis Kersdag, 25 Desember. Mag jy vandag in hierdie aanlyn boodskap en waar jy ook al is, iets van die goedheid, van die liefde en die nabyheid van Jesus die Christus, wat in die krib gebore is, beleef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u goedheid, vir u liefde, vir u genade. En vandag, Here, op hierdie Kersdag wil ons u loof en eer en prys, dat u goedheid en u liefde, u skoonheid en u genade so onvergeetlik vir ons in Jesus kom wys het. En nie net kom wys het nie, dat u dit kom deel maak het van ons lewe, van ons menswees. En vandag, Here, wanneer ons Kersfees vier in hierdie wêreld, is dit ons begeerte, Here, dat u onsself ook, hier waar ons vir 'n paar oomblikke rondom u woord tot stilstand kom, dat u ons sal kom ontmoet, en dat u met ons sal praat oor onsself, oor die wêreld, oor ons lewe, en veral oor Jesus, God se geskenk aan ons. In die naam van ons koning Jesus, bid ons dit. Amen. Ons lees vandag 'n gedeelte uit Jesaja, die 9de hoofstuk, 'n baie bekende gedeelte uit die Ou Testament, waar Jesaja die profesie lewer oor die geboorte van Jesus. Hy skryf daar in vers 1, die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En dan vers 5, vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Een van die heel eerste tekens dat dit Kersfees is, of dat Kersfees naby is liggies. Daar verskyn letterlik oral kersliggies, en meeste van ons hou van hierdie kersliggies, want dit is mooi en dit versier die wêreld, dit maak die wêreld vir 'n rukkie mooier en vroliker. Maar die kersliggies in die Kerstyd het ook 'n baie diep simboliese betekenis. Dit het 'n simbool van lig in donker. En nou weet jy en ek dat as jy in 'n donker vertrek instap, en jy wil iets in daai vertrek gaan doen, gaan jy waarskynlik niks reg kry, behalwe dalk jou voet stamp of jou toon stamp, voordat jy die lig aansit nie. En net so, nie sommer die kern van vandag se boodskap, net so lewe ek en jy in 'n donker wêreld, en ons sal nooit ons weg in hierdie donker wêreld vind, tensy Jesus die Christus, ons lig is nie. Hoor hoe mooi sê Jesaja dit hier in vers 1, as hy praat oor Jesus. Hy sê, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in 'n donker land was, het 'n lig geskyn. En dan eeue later praat Johannes in Johannes 1 van vers 9 af, praat Johannes oor hierdie selfde Jesus, die Jesus wat van die begin af daar was, en wat die woord wat mens geword het, en dan sê hy in vers 9, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. So, die boodskap van Jesaja en van Johannes is, die wêreld is donker, en daarom is daar lig nodig, en die lig het God gestuur.
Nou, as ons praat oor donker, as die Bybel praat oor die wêreld wat donker is, dan verstaan die Bybel gewoonlik twee dinge. En hierdie twee dinge is in een gevleg met mekaar. En die een is boosheid, donker verwys na boosheid, maar ook aan onkunde. Ek is in die donker, ek weet nie wat aangaan nie. En hierdie twee gesamentlik, hierdie boosheid en hierdie donker, het tot gevolg, hierdie onkunde het tot gevolg, dat mense in hierdie wêreld ontsettend swaar kry. En dat daar in hierdie wêreld hartseer en pyn en lyding is, as gevolg van die donker waarin mense leef. Dink maar net vir 'n oomblik, saam met my aan hoe die wêreld gelyk het in die tyd toe Jesus gebore was. As ons gaan kyk net na die evangelies, dan sien ons, dit was 'n wêreld waar daar geweld was. Dit was 'n wêreld vol onreg. En as ons gaan kyk, was daar, as mens dink aan die konings van die tyd en die keisers, was daar magsmisbruik gewees. Families is uitmekaar geskeur. Daar was vlugtelinge. Daar was in daardie tyd haweloses, huisloses. Dit was 'n tyd van verskeurdheid en van geweldige hartseer, onbeskryflike hartseer. En as jy dit hoor, dan wonder ek of party van julle nie vir my sal sê, maar dit klink dan presies soos die wêreld van 25 waarin ons Kersfees vier. En ongelukkig is jy reg. Dis presies hoe ons wêreld klink en dalk nog 'n bietjie erger as dit. En dan as ons nou net 'n bietjie vroeër gaan in Jesaja na hoofstuk 8 toe, voor hierdie gedeelte wat ons gelees het, dan sê Jesaja, ja, die wêreld is donker. Die wêreld is pikdonker, maar weet julle wat? Ek sê dit in my eie woorde, as julle gaan probeer om dit self reg te maak, as julle gaan probeer om staat te maak op julle eie insig en julle eie wysheid en julle eie vermoëns, gaan julle dit nie reg kry nie. Om die waarheid te sê, Jesaja sê, dit gaan net erger en erger en erger word. En dis ook waar van jou en van my in die tyd waarin ek en jy leef. Ek dink ons het al by 'n plek uitgekom, glo ek, waar ons verstaan en besef en aanvaar dat ons nie op die regering, op die staat kan staat maak om dinge beter te maak nie. Ons kan nie staat maak op die markwaarde en die ekonomie om dinge beter te maak nie. En ons kan ongelukkig ook nie staat maak op tegnologie, hoe goed dit ook al is, om dinge reg en heel en mooi en beter te maak nie. En dis waar Kersfees vir ons help. Kersfees help vir ons, omdat Kersfees nie hierdie hoe sou mense dit kon sê, omdat Kersfees nie hierdie sentimentele gebeurtenisse is nie, maar in die realiteit op aarde gewortel is, help Kersfees ons om perspektief te kry, om realisties te kyk na die lewe, en deur dit te doen vermy ons twee uiterstes. Die een uiterste wat ons vermy is, om vir onsself te sê, dinge is nie regtig so erg nie. Dinge kan eintlik slegter gaan. As ons net so 'n paar dingetjies verander, dan kan dinge beter raak. Die ander uiterste om te sê, dinge is so erg, dinge is so sleg, dis net een groot gemors en daar is geen hoop nie. En Kersfees sê vir ons, nie een van hierdie twee uiterstes is die realiteit nie. Die realiteit, kom sê Kersfees vir ons op 'n realistiese manier is, dinge is sleg. Ja, dinge is so sleg as wat julle sê en dalk nog slegter. Dinge is regtig so donker. Julle kan julleself nie help nie. Maar tog is daar hoop. En dis die boodskap van Kersfees. Kersfees wat sê oor die wat in 'n donker land was, het daar 'n lig geskyn. En dit is so belangrik om raak te sien dat hierdie lig het nie vanuit die aarde na vore gekom nie. Hierdie lig het nie sy oorsprong gehad tussen die mense nie. Hierdie lig het van buite af geskyn oor die mense. En nou is die vraag wat ons vandag moet beantwoord, is hoe skyn hierdie lig op ons?
Jesaja antwoord dit in vers 5. Hy sê so mooi daar in vers 5, vir ons is 'n seun, 'n kind gebore, aan ons is 'n seun gegee. En hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Dis die 4 titels wat Jesaja gekies hier om die kind wat gebore sou word mee te beskryf. En is belangrik om raak te sien dat hierdie 4 titels dui almal op die godheid van hierdie kind wat gebore sou word. En dus hoekom Kersfees nie net 'n tyd vir vreugde en liggies en vrolikheid is nie, maar hoekom Kersfees 'n tyd is van verstomming en van verbasing, of om dit mooi te sê, hoekom Kersfees 'n tyd van diep verwondering is. Want hierdie gedagte is 'n gedagte wat ons verstand te bowe gaan. En dit is God, die Skepper God, is as kind in ons, as 'n mensekind in ons wêreld gebore, in hierdie wêreld waarin ek en jy leef. Jesaja gee hier in vers 5 gee hy 4 titels van wie Jesus is. In vers 5. En as ons na hierdie titels van Jesus gaan kyk, dan het dit 'n baie definitiewe implikasie op jou en my lewe. En ek wil stil staan by net 2 implikasies. Die eerste ene is, as Jesus Christus, die kind wat gebore is op Kersdag, as hy die magtige God en ewige Vader is, sê Tim Keller so mooi in sy boekie Hidden Christmas, hy sê so mooi, dan kan ons nie maar net van Jesus hou nie. Toe Jesus op aarde was daar niemand wat maar net 'n bietjie van hom gehou het nie. Mense was nooit mense wat met Jesus te doen gehad het, was nooit neutraal teenoor Jesus nie. As hulle verstaan het wie hy gesê het hy is, as hulle verstaan het wat is die aansprake wat hy oor homself gemaak het, dan het hulle hom of gehaat, hulle was woedend kwaad vir hom, hulle wou hom doodmaak, of hulle het op hulle knieë in aanbidding voor hom neergeval. Maar hulle was nooit neutraal oor Jesus nie. En nou is ons by jou en my in 2025. As Jesus, die baba wat op Kersdag gebore is, regtig is wie hy sê hy is. Hoor dit mooi, as hy is wie hy sê hy is, dan het hy die volste reg om van jou en van my absolute lojaliteit te eis. Met ander woorde, dan is dit nie goed genoeg dat ons hom net so af en toe, wanneer dit ons pas, wanneer dit vir ons gerieflik is, wanneer dit vir ons lekker is, dat ons hom so af en toe dien nie. Dan, as hy is wie hy sê hy is, die magtige God, die ewige Vader, dan moet ons, en ons gebruik nie hierdie woord baie by Kersonmoede nie, maar dan moet ons hom dien met ons hele lewe. Nie net af en toe nie. Want hy is die magtige God en die ewige Vader. Die tweede implikasie, as Jesus die wonderbare raadsman is en die vredevors is, dan moet ons hom nie net dien met ons hele lewe nie, maar en hier is die mooi deel, dan sal ons hom wil dien met ons hele lewe. Want hy is die wonderbare raadsman. Nou wat beteken dit? Kom ek probeer dit so verduidelik. As jy deur 'n baie moeilike tyd gaan, dan help dit altyd om met iemand te praat wat al die pad gestap het wat jy stap. Dan help dit om met iemand te praat wat al deurgemaak het wat jy op die oomblik deurmaak, wat al gevoel het wat jy voel.
Nou, so as dit so is, dat die baba wat op Kersdag gebore is in die krib, dat hy God is, dan het ons, as God in 'n krib gebore is, dan het ek en jy 'n God wat ons verstaan. Dan het ons 'n God wat weet waardeur ons gaan. 'n God wat nie net weet waardeur ons gaan nie, maar wat alself gevoel het, aan sy lyf gevoel het, wat ons voel. As God as kind in 'n krib gebore is, dan het ons iemand wat verstaan wat ons sê, wanneer ons met hom praat. Hoe mooi sê Dorothy Sayers dit, en dis 'n Engelse aanhaling, ek gaan die hele aanhaling lees, want dit is regtig so mooi. Sy sê, praat van Jesus, en sy sê, He himself has gone through the whole of human experience, from the trivial irritations of family life and the cramping restrictions of hard work and lack of money, to the worst horrors of pain and humiliation, defeat, despair, and death. He was born into poverty and suffered infinite pain, all for us, en dan hierdie pragtige sinnetjie hier, and thought it all well worth his while. Dis hoekom die kind Jesus wat gebore is, wonderbaar is. Want hy, die magtige God, het een van ons geword, sodat hy ons donker kan ken, sodat hy ons donker kan verstaan, sodat hy ons donker kan voel. En terwyl hy een van ons is, sterf hy aan die kruis in ons plek. En hy sterf aan die kruis, omdat hy uit liefde dit wil doen vir ons, ter wille van ons. Dis so mooi. Hierdie waarheid is so mooi en so kosbaar, dat as jy net iets daarvan verstaan, en as net iets daarvan aan jou hart gryp, dan sal jy Jesus met jou hele lewe wil dien. Nie net moet nie, maar wil dien. En dan is ek by die laaste vraag wat ek vanoggend wil probeer beantwoord, en dit is, hoe word hierdie lig deel van jou lewe? Hoe word hierdie lig waarvan ons hier praat vanoggend jou lig? In vers 5 sê Jesaja vir ons, hierdie kind is nie net gebore nie, maar hierdie seun is vir ons gegee. Met ander woorde, hy is 'n geskenk. En die enigste manier hoe jy, en hierdie is so belangrik, die enigste manier hoe jy hierdie geskenk joune kan maak, is as jy die geskenk ontvang as 'n genade geskenk. Dit beteken dat jy by 'n plek sal uitkom waar jy weet en erken dat ek kan dit nie verdien nie. Dis waar jy alle aanspraak of alle pogings om te verdien laat gaan en sê ek ontvang hierdie geskenk uit genade alleen. En dis die betekenis van Kersfees. Die Kersfees kom sê vir ons, Jesaja 9 kom sê vir ons, dit is so donker. Ons is so verlore en so nie in staat om onsself te red nie, dat net een ding, en dit is die dood van God se seun, ons kan red. So hierdie ware Kersgeskenk word jou geskenk wanneer jy dit aanvaar as 'n genadegeskenk. En die manier hoe jy dit aanvaar is as jy erken, ek is 'n sondaar,
Ek kan myself nie red nie. Dis net op grond van God se goedheid en liefde en genade dat ek gered kan word. En jy gee dan die beheer van jou hele lewe oor aan Jesus, die magtige God en die ewige Vader. Want hy is die een wat in jou plek en in my plek gesterf het. Dan lees ons in die Bybel dat toe Jesus aan die kruis, God se geskenk aan die kruis sterf, het daar duisternis neergedaal oor die hele aarde. Want jy sien, God se seun het in ons duisternis ingekom om vir jou en vir my te bring in die mooi lig van ons goeie Vader. En nou is dit Kersdag 2025. En sonder om te pessimisties te wees vandag, kan ons vir mekaar sê, die wêreld waarin ons vandag Kersfees vier is donker. Spikdonker. Mense se lewens is donker. En ons erken dit nie graag aan onsself nie, maar in ons eie lewens is daar dikwels donker plekke. Plekke waarmee ons worstel. Plekke wat ons nie daar wil hê nie, en plekke wat ons skaam maak, plekke wat ons seer maak, en plekke wat niemand anders van weet nie. Dit is donker rondom ons, en baie keer binne in ons. Maar daar het 'n lig geskyn. 'n Kind is vir ons gebore. 'n Seun is vir ons gegee. God se grootste geskenk. Aanvaar vandag hierdie geskenk. Amen. Here Jesus, ons aanbid U vandag op hierdie Kersdag as God se genadige geskenk aan ons. Ons aanbid U, Here Jesus, as die wonderbare raadsman, die magtige God, die vredevors. Ons aanbid U as Immanuel, die God by ons, die God wat in ons donker wêreld as kind gebore is, sodat ons kan lewe. Ons bid vandag, Here, dat hierdie Kersdag nie net nog 'n dag sal wees van feesviering met kos en kuier en vriende en familie, en nie net 'n dag van feesviering sal wees nie, maar dat dit 'n dag van verwondering sal wees. Omdat God in 'n krib gebore is, ter wille van ons. Here, ons kies vandag om hierdie genade geskenk wat Jesus is te aanvaar. Ons kies om opnuut of dalk vir die eerste keer vandag die volle beheer van ons lewens oor te gee aan Jesus, die koning van die konings, aan Jesus, die magtige God en ewige Vader, die wonderbare raadsman, die prins van vrede. Hier is ons lewens, Here Jesus.